Hallo graad 2's, juffrou gaan bietjie vandag gesels oor plaasdiere. Dis ook ons tema vir die week. Nou ons gaan bietjie gesels oor al die diere wat ons op 'n gewone of 'n tradisionele plaas sal kry. Nou ons kry verskillende tipe diere. Ons kry wilde diere, ons kry troeteldiere, maar vandag is ons fokus op plaasdiere. Ons fokus is ook vandag op 'n tradisionele plaas. Ons gaan nou nie vandag kyk na wildsplase of na sulke tipe plase nie. Ons gaan na tradisionele plase kyk, plase wat ons almal ken en waar ons gewoonlik ons kossies vandaan kry. So kom ons kyk gaan na die lesie wat juffrou vir ons hier by die rekenaar het. Reg, hier staan die woordjie plaasdiere. Kom ons sê dit gou saam. Plaasdiere. En hier kan jy 'n hele paar plaasdiere sien. Dit lyk asof hulle hier voor die stal staan en hier is natuurlik die boer en hy is op pad om vir hulle kossies te gee. Kom ons kyk gou-gou na ons eerste blad. Dit sê pluimvee. Kom ons sê gou my woordjie saam. Pluimvee. Nou, alle plaasdiere kan in verskillende vee opgedeel word. Sê gou vee. Nou, vee is nie net dit wat ek doen met die vloer om dit skoon te maak nie. Jy kry ook dit is 'n groep diere. Pluimvee is voeltjies wat aangehou word op die plaas vir hulle vleis, hulle eiers of hulle vere. So, daar is klomp verskillende voëls wat natuurlik op 'n plaas kan bly en as ons al daai voeltjies bymekaar sit, dan noem ons hulle pluimvee. So kom ons kyk. Hier is 4 voorbeelde van pluimvee. Ons kry hoenders, dis die eerste prentjie, ganse, kalkoene en eende. En hierdie diere of hierdie voeltjies word op die plaas aangehou sodat die boer hulle eiers of hulle vleis of hulle vere kan gebruik. Ons sê nog een laaste keer daai woordjie, pluimvee. Dan kry ons ook groot vee. En die naampie sê so vir ons watter tipe vee dit is. Dis diere wat groot is. Kom ons sê daai woord saam. Groot vee. En groot vee sluit in beeste, perde en donkies. So dit is alles diere wat groot is. En die laaste tipe vee waar ons gesels is klein vee. Dit is skapies, varke en bokke. En dit is vee wat kleiner is. So jy het nou gesien, daar's 3 groepe vee op die plaas. Klein vee, wat die voeltjies is, groot vee, wat die groot diere is, en natuurlik klein vee, wat die kleiner diere is. Kom ons kyk gou na elkeen. Ons begin met hoenders. Die mannetjie noem ons die haan, die wyfie noem ons die hen. En die haan is gewoonlik die een wat kraai vroeg in die oggende en die hen broei gewoonlik die eiertjies uit. 'n Baba, hoendertjie noem ons 'n kuiken. En soos juffrou net gesê het, hulle broei uit 'n eier. Hulle woon gewoonlik in 'n hoenderhok. Die verskillende produkte wat ons van 'n hoender kry, sluit in uit hulle eiers en hulle vleis. En dan die geluid het ons nou al gesê, 'n hen kekkel en kloek en die haan kraai veral in die oggende. En 2 dingetjies wat kenmerkend van hulle is hulle loop op hulle 2 bene en hulle het natuurlik vlerke. Kom ons kyk 'n bietjie nader na hierdie prentjies, dat julle die verskil kan sien tussen die mannetjie en die wyfie. Die wyfie is natuurlik die vroutjie. Hier is die haan, daar is die hen. Dan kry ons natuurlik die baba. Daar is die woning waar hulle bly, produkte. Soos kan sien, daar's ons 'n haan en daar's 'n hen. Nou gaan ons na die volgende diertjie toe. En dit is beeste. Die mannetjie noem ons 'n bul en die wyfie noem ons 'n koei. Daar's 'n kan jy lekker groot sien. Onthou die mannetjie en die wyfie kan verskillende kleure wees. Hulle is nie noodwendig net daai kleur wat op die foto is nie. Die babietjie noem ons 'n
kalf, daar kan jy sien, hy is nog 'n kleintjie, en hulle woon gewoonlik in die veld, en hulle waai in die veld, waar hulle gras eet. Jy sal sien, 'n koei herkou ook sy kossies. So wanneer hy sy grasies byt en hy kou dit, en wanneer hy dit sluk, en gaan hy al die pad na sy maagie toe nie, dit kom weer terug, en hy kou dit later nog 'n keer, voor dit na sy maagie toe gaan. Dan kry ons natuurlik verskillende produkte van 'n koei of van 'n bees. Ons kry melk, ons kry leer en ons kry vleis. Nou die leer kan ons gebruik om handsakke mee te maak of skoene, klere word baie keer van leer gemaak. Soos jy kan sien, daar is 'n stuk materiaal en daai materiaal word gemaak uit leer. Nou die kenmerke van 'n bees is dat beide die mannetjie en die wyfie kan horings hê. Dit is nie net die mannetjie wat horings het nie, albei van die geslagte kan horings hê. Die geluid wat 'n bees maak is hy bulk. Dit is wat ons noem. Ons sê hy bulk. So kom ons gaan na die volgende diertjie toe. Nou kyk ons na die skaap. Die skaapie, as ons kyk na die mannetjie, sy naam is 'n ram. Jy kan sien hy het horings en die wyfie is 'n ooi. Dan as ons kyk na die baba skaapie, ons noem hom 'n lam en hulle woon gewoonlik in 'n kraal. Nou jy kan sien hier in die agtergrond is 'n heining waar die skaapies binne te hou. Die skaapies eet ook gras en ons kry verskillende produkte van 'n skaapie. Ons kry wol, so in die winter dan groei sy haartjies lekker lank en dit raak lekker snoesig en donsig en groot. En die boer skeer dit dan af in die lente, want dan raak dit warm. En hierdie wol wat afgeskeer word, verwerk hulle en hulle maak dan vir ons wol of hier in hierdie palle, of hulle gebruik dit om vir ons truie en sokkies en serpe te maak. Ons kry natuurlik ook vleis van 'n skaap. En die geluid wat 'n skaap maak is hy blaar. Hy blaar. So dit is nou die skaapie. Dan kry ons die vark. Nou die vark, die mannetjie noem ons 'n beer. Nou dit klink sommer baie snaaks, want daar is ons 'n dier wat ook 'n beer genoem word, maar 'n mannetjie vark word 'n varkbeer genoem. En die wyfie word 'n sog genoem. Hier op die prentjie kan jy sien, daar is die babietjie by. Die baba word 'n varkie genoem en hy woon in 'n varkhok. En daai varkhok is mos lekker vuil en is vol modder en die vark hou sommer baie daarvan. Die vark eet ook sommer enigiets, enige afval, groente of vrugte wat jy vir hom neersit op die grond sal hy eet. Ons kry natuurlik van 'n vark lekker verskillende tipes vleis. Daar is ook natuurlik baie mense as op 'n godsdienstige redes of miskien allergieë wat nie varkvleis eet nie, maar die van ons wat varkvleis kan eet of wil, kan lekker spek eet of varkworsies. En die geluid wat 'n vark maak is hy snork. Daar het ons nou die vark hersien, dan kry ons perde. Nou perde, die mannetjie word 'n hinks genoem. En die wyfie word 'n merrie genoem. En weer eens, die perde kan verskillende klere wees, dit maak nie saak of hulle 'n mannetjie of 'n wyfie is nie. Hierdie is net fotootjies van twee verskillende perde. Dan kyk ons na die babietjie, ons noem hom 'n vul. En hulle woon gewoonlik in 'n stal. So hier is 'n lekker fotootjie van 'n stal, want dit is 'n baie groot stal, maar ons kry ook altyd kleiner, as hang af hoeveel perde daardie plaas het. Nou, ons kry noodwendig produkte van 'n perd nie, maar ons gebruik hulle vir vervoer. Hier kan jy sien trek hy 'n waantjie en ons kan hulle ook gebruik vir sport soos resies. En die geluid wat 'n perd maak is hy rinnik. So ons het nou perde hersien. Dan het jy vrou hier 'n opsommingkie gemaak, dat jy weer kan gaan terugloer as jy bietjie vergeet het. So ou hoender, hier noem ons hom, ons noem 'n mannetjie die haan,
die wyfie die hen, die baba die kuiken, hy woon in 'n hoenderhok, die haan kraai natuurlik en die hen kekkel en kip en ons kry eiers en vleis van hom. Hier het juffrou vir julle al die diertjies se mannetjie-name, wyfie-name, baba, woning, geluid, produk, al daai goedjies het juffrou vir julle in 'n tabel opgesom en as jy wil weet wat noem ons dit in Engels, het juffrou vir julle dit ook neergeskryf. So kom ons lees net vinnig daarteen. Onthou, dis nie belangrik dat julle hierdie name onthou nie, maar juffrou dit net vir interessantheidshalwe ingevoeg. So 'n hoender noem ons 'n chicken. Die mannetjie is 'n male en dit noem ons 'n rooster. Die female, dis die wyfie, is 'n hen, dieselfde as in Afrikaans. En die baba, which we call is a baby, noem ons 'n chick. Hulle woon in 'n coop en die geluid wat die hennetjie maak is klak en die geluid wat die haan maak is crow. En ons kry eggs and meat van hulle. Dan beeste noem ons cattle, call the male a bull, so dieselfde woordjie 'n bull in Afrikaans, en die vroukie 'n cow, the baby a calf, and they graze in a meadow. So hulle waai in die veld. The sound that they make is low, and we get milk, meat, and leather from the cattle. The sheep, the male we call a ram, and the female we call a ewe. The little baby is a lamb, and the sheep stays in a kraal or in a pasture. The sound that a sheep makes is they bleat, and they give us some meat, and they give us wool. Then the pig, wat 'n vark is, the male is a boar, and the female is a sow. The baby we call a piglet, a little pig, a piglet, and then they stay in a sty. In Afrikaans is 'n varkop, maar in Engels noem ons dit 'n sty, 'n pig sty. They snort, or they can also grunt, and the product we get from a pig is meat. Last one is a horse. The horse we call a stallion, and the male one, and the female we call a mare. Now, when we get to the baby, we can call the baby a foal, but if we know if it's a girl baby, then it's a filly, and if it's a boy baby, it's a colt. They live in a stable, and they make the sound. The sound they make is neigh. And we don't get products from them, but we can use them for sport and for transport. So juffrou het nie vinnig vir julle hersien hoe al die verskillende diere klink, wat hulle mannetjie en wyfie se name is, en natuurlik waar hulle bly, wat 'n produkte ons van hulle kry. Juffrou gaan ook hierdie lesie van mamma op WhatsApp stuur, dan gaan julle nog 'n bietjie daarna leer. Juffrou gesels weer met julle, tata graad 2 is.